Die geleidingsvermoë van twee sure, salpetersuur en etanoosuur, elk met 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter, word by 25°C vergelyk. Die elektrodes is van koolstof gemaak. Watter een van die volgende kombinasies wat die helderheid van gloeilamp A en gloeilamp B beskryf en die rede hiervoor gee, is korrek? Die korrekte antwoord is B. Gloeilamp A brand helderder as gloeilamp B en die rede daarvoor is dat salpetersuur die sterker suur is. Die helderheid van die gloeilamp is vir ons 'n aanduiding van die hoeveelheid ione wat daar is in oplossing. So wat ons eintlik vergelyk hier is, watter een van hierdie twee opstellings het die hoogste ionkonsentrasie. En die spesifieke ion waarna ons gaan kyk, omdat dit sure is die hydronium ionkonsentrasie. Nou jy weet dat salpetersuur is 'n sterk suur. Dit ioniseer volledig om 'n hoë konsentrasie hydronium-ione te lewer. En dit beteken dat gloeilamp A baie helder gaan brand, want hoë konsentrasie hydronium-ione, hoë konsentrasie ione, stroom helder gloeilamp. Etanoosuur is 'n swak suur. En omdat dit 'n swak suur is daar nie volledige ionisasie wat plaasvind nie. Met ander woorde, die hydronium-ion konsentrasie gaan laer wees. Dit beteken daar's minder ione, daar is 'n laer stroom en gloeilamp B is minder helder as gloeilamp A. Gloeilamp A gaan dus helderder brand as gloeilamp B en die rede daarvoor is omdat salpetersuur 'n sterker suur is en volledig ioniseer, terwyl etanoosuur 'n swak suur is en onvolledig ioniseer.